Baie groot dankie aan die Smith Auto Group in Bloemfontein wat die lewe met 'n rede bediening help moontlik maak. In Lukas 15 vers 28 lees ons van die oudste seun in die gelykenis van die verlore seun, hoe hy kwaad was dat sy pa bly was dat die jongste seun huis toe gekom het, dat hy kwaad was omdat sy pa vir die jongste seun die vetgemaakte kalf geslag het, dat sy pa fees vier omdat die jongste seun terug is. Hy so kwaad, hy wou nie eens in die huis ingaan nie. Nou, as ons na die gelykenis van die verlore seun kyk, dan dink ons dadelik aan die jongste seun. Ons dink dadelik aan die jongste seun wat so soekend was, dat hierdie soeke hom op die ouend in die varkhok laat beland het. Ons dink nie so baie keer daaroor dat die oudste seun eintlik spreekwoordelik net so verlore was nie, né? Hierdie oudste seun se hart was so verhard deur 'n selfgerigtheid, deur 'n selftevredenheid, deur 'n op homself ingeskakel te wees en ingefokus te wees, dat hy nooit besef het hoe sy pa gevoel het. Hy het nooit uitgereik en gewonder hoe gaan dit met sy pa nou dat die jongste seun weg is nie. Dit het nie vir hom saak gemaak nie. Hy het waarskynlik sy pa gesien wat elke dag so in die pad af staar en wonder wanneer kom die jongste seun terug. Ag, maar dit het hom nie geraak nie. Hy het maar net met sy lewe aangegaan. Hy het nie sy pa se hart gedeel nie, want sy eie hart was verhard gewees. Mens wonder nogal hoe sou dit anders gewees het as die oudste seun sy pa se omgee hart gedeel het. As hy so sy pa ingestel was dat hy sê, papa, ek wil iets doen, my hart bloei net soos pa se hart vir die stikkendheid van ons broer. Miskien sou hy dan sy boetie gaan soek het. Miskien sou hy iets gedoen het om te probeer om sy broer om te praat of om te gaan haal en terug te bring, ons weet nie. Hy sou verseker waar hy nou kwaad geword het, sou hy eerder gejubel het, al was hy dalk vies vir sy jongste broer, sou hy gejubel het oor sy pa se seer. Nou ek wonder baie keer, ons as gelowiges, hoe voel ons oor 'n verlore gaande wêreld? Ons weet, God se hart is stikkend vir 'n wêreld wat verlore is. Ons weet, dat so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enigste seun gestuur het, sodat die wêreld gered kan word. Ons weet hoe warm klop God se hart vir 'n stikkende wêreld, maar deel ons in daardie selfde hartklop, of is ons harte dalk baie keer self ook verhard? 'n tevredenheid van ek is gered, 'n tevredenheid in 'n godsdienstige omgewing. Iemand met die naam van Helena Smit skryf 'n artikel en sy skryf hierdie woorde, sy sê, wat ek nou gaan sê, mag jou dalk skok. Die hardste harte vind ons nie onder die goddeloses nie, maar onder gelowiges, God se mense. Is dit waar van my en van jou? Is dit dalk vir ons ook waar dat ons sien die stikkendheid van die wêreld, ons sien 'n straatkind, ons sien 'n boemelaar, ons sien op die nuus al die verdeeldheid en die korrupsie en die bedrog, ons hoor van ander godsdienste en ons weet vanuit die woord dat Jesus is die enigste weg en die waarheid en die lewe. Ag, maar dit raak ons nie. Ons gaan net aan. As ek en jy op God se hart ingestel is, God se hart vir 'n verlore wêreld, dan gaan ons harte ook breek. En dan gaan ons ook op die ouend kom by die gebed om te sê, Vader, hier is ek, stuur my. 'n Baie groot dankie aan die Smith Auto Group in Bloemfontein wat die lewe met 'n rede bediening help moontlik maak.